Ek kan by hierdie geleentheid die woord saam met my oopmaak by Psalm 83. Psalm 83. As ons hier gaan lees, dan sal u vind, daar word gepraat van die kinders van Lot. Dit is natuurlik niemand anders as die Moabiete. Daar word gepraat van die Agareners. Dit is natuurlik die Ishmaeliete. Dit is die volke wat vandag nog hulle self rondom Israel bevind, die nastammelinge van die volke. Psalm 83. Dit is 'n lied van Asaf. O God, hou u nie stil nie, swyg nie en rus nie, o God. Want kyk, u vyande maak rumoer en u haters steek die hoof op. Teen u volk smee hulle listig 'n plan en hou onder mekaar raad teen u verborgenis. Hulle sê: kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie, want hulle het van harte saam raad gehou, teen u sluit hulle 'n verbond, die tente van Edom en die Ishmaeliete, Moab en die Agareners, Gebal en Namon en Amalek, Filistea, saam met die inwoners van Tyrus. Ook het Aser by hulle aangesluit. Hulle het 'n arm vir die kinders van Lot, Sela. Maak met hulle soos met Midian, soos met Sisera, soos met Jabin by die spruit Kison. Hulle is verdelg by Endor, hulle het misgeword vir die grond. Maak hulle edeles soos Oreb en Seeb, en al hulle vorste soos Seba en Salmuna. Wat sê, laat ons die woninge van God vir ons in besit neem. My God, maak hulle soos strooi, soos stoppels voor die wind, soos vuur wat 'n bos verbrand en soos die vlam wat berge aan die brand steek. Vervolg hulle so met u storm en verskrik hulle met u stormwind. Oordek hulle aangesig met skande, dat hulle u naam kan soek, o Here. Laat hulle beskaamd staan en verskrik wees vir ewig, en laat hulle rooi van skaamte word en omkom, sodat hulle kan weet dat u, wie se naam Here is, alleen die Allerhoogste is oor die hele aarde. Liewe broeders en susters, met die aanhoor van vers 5 wat ons vanaand gelees het, kan ons nie anders as om stil te staan by hierdie haat en hierdie boosheid wat in Iran se hart is vir Israel. Ons lees in vers 5, hulle sê, kom laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink word nie. Daar is min dinge so interessant soos die bestudering van Bybelse profeseë. Dominee Henny Prinsloo noem die feit dat dit so interessant is juis omdat dit vir ons die geskiedenis vooruit vertel. Daarin lê vir ons die donker toekoms oopgesluit in die profetiese woord. En watter blydskap bring dit nie in ons hart dat ons die profetiese woord tot ons beskikking het nie. En nee, my liewe broeders en susters, die antwoorde oor die toekoms lê nie in die huisgenoot se sterrekyk nie. Dit lê nie in een of ander dame wat op die hoek van 'n straat in 'n 1972 Gypsy Caravet in 'n kristalbal kyk nie. Daar is nie antwoorde te vind nie. Daar is nie antwoorde te vind, my liewe broeders en susters, deur iemand wat op sy bed lê en allerhande drome droom en gesigte sien en bassyne hoor nie. Miskien moet hulle net bietjie minder rooi vleis eet. Dan sal hulle nie sulke geweldige drome droom nie.
Daar is nie 'n antwoord in een of ander sogenaamde profeet. U weet mos hier in die begin van die jaar, dan maak daar nou allerhande profete hulle verskyning, dan profeteer hulle nou oor mense. In hierdie jaar, in hierdie jaar gaan daar wonderlike dinge met jou gebeur. En dan aan die einde van die jaar, dan kan jy nie wag dat hierdie jaar tot 'n einde kom nie. Van al die verdriet en al die ellende wat oor jou gekom het, en wonder bo wonder, waar is daai profete nou? Jy weet, maar hier uit hulle jakkalsgate, dan klim hulle weer in die begin van die jaar uit, en dan profeteer hulle weer oor mense, en spreek allerhande dinge oor hulle uit, wat niks anders is as waarsêery. Die antwoord lê nie in hierdie soort profeseë nie. Die antwoord lê nie in retrospektiewe profeseë nie. Jy weet, dit gebeur mos nou vandag so, daar bars nou 'n bom in Damaskus, dan sal mos nou iemand wat sê, ja, wag, daar's 'n vers iewers in die Bybel. Nou kyk hulle terug op daardie verse en sê, kyk, hier het dit nou in vervulling gegaan. Hulle kyk nou altyd terug. Plaas dat hulle nou vorentoe kyk uit die profetiese woord om te sien wat gebeur. Elke keer as daar nou net iets gebeur, en hulle neem mense op sleeptou, en hulle gebruik skrif buite konteks, om iets te sê wat daardie teks nooit gesê het nie. Die antwoord lê nie in komplotdenkery ook nie. Ja, komplotdenkery, dis nou 'n mooi Afrikaanse woord vir 'n conspiracy theory. 'n Samesweringsteorie. Dit lê nie daarin nie, want daar op die horison van profeseë is daar mos nou altyd iemand wat een of ander nuwe komplot het. En dan gaan soek hulle Bybelverse, en dan word hulle nou op sleeptou geneem met klomp mense se dagdromery. Die antwoord oor die onseker toekoms, my liewe broeders en susters, vriende, lê alleen in die Bybel. Dit lê nie in my nie. Dit lê nie in 'n kerkraad of 'n predikant of 'n sinode nie. Dit lê in die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy tog moet ag gee, soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Dit is die profetiese woord, soos 2 Petrus 1 vers 19 ons leer. Daarin lê die antwoord. U sien, want wanneer ons die Bybel bestudeer, dan sien ons God het lank reeds dit wat tevore sal gebeur opgeskryf. Jesaja 46 vers 9 en 10 sê, dink aan die dinge wat tevore was van ouds af, dat ek God is, en daar is geen ander nie. Ek is God en daar is niemand soos ek nie, wat van die begin af verkondig die einde, en van die voortyd af wat nog nie gebeur het nie, wat sê my raad sal bestaan, en wat my behaag sal ek doen. Die Here Jesus in sy profetiese rede het in vers 25 van Matteus 24 gesê, kyk, ek het dit vir julle vooruit gesê. Die enigste plek waar jy antwoorde kan kry oor dit wat nog moet gebeur, is in die Bybel. En dit is in die bladsye van die Bybel dat jy sien die geskiedenis van Israel is opgeskryf, maar nie net dit wat met hulle gebeur het nie, die eindplan van God is ook in jou Bybel opgeskryf. Dit wat God met hierdie volk aan die einde van die dae sal bereik, dit staan so in jou Bybel geskryf. In Daniël 10 vers 14 lees ons, ek het dan gekom om jou inligting te gee oor wat jou volk aan die einde van die dae te beurt sal val, want die gesig sien nog op die verre toekoms. Let op, hier word gepraat van dit wat nog in die verre toekoms lê. En as ons die Bybel, die profetiese woord bestudeer, dan sien ons, daar lê bittere dae vir Israel voor, daar lê moeilike dae vir Israel voor, want daar is 'n volk en volkere wat die dood van Israel begeer, om hulle van die aardbodem af te vee, sodat daar aan die naam van Israel nie meer gedink sal word nie. Ek dink daar is niemand beter om 'n antwoord te vra oor die gevoel van Iran heens Israel, as Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu. Last week, Major General Salehi
the commander of Iran's army proclaimed this, quote, "We will annihilate Israel for sure. We are glad that we are in the forefront of executing the supreme leader's order to destroy Israel." End quote. And as for the supreme leader himself, a few days after the nuclear deal was announced, he released his latest book. Here it is. It's a 400-page screed detailing his plan to destroy the state of Israel. Last month, Khamenei once again made his genocidal intentions clear before Iran's top clerical body, the Assembly of Experts. He spoke about Israel, home to over 6 million Jews. He pledged, quote, "There will be no Israel in 25 years." End quote. 70 years after the murder of 6 million Jews, Iran's rulers promised to destroy my country, murder my people. And the response from this body, the response from nearly every one of the governments represented here, has been absolutely nothing. Utter silence. Deafening silence. Dit is vir ons nie moontlik om vanaand na die komplekse geskiedenis te kyk van Israel, van hulle selfstandigwording in 14 April of op 14 April 1948 nie. Die oomblik toe hulle afhanklikheid ontvang het, het daar onmiddellik Arabiese lande rondom hulle ingeval. Daar is breedvoerig daarvan verslag gedoen, maar ons sal die verhaal optel by 7 Oktober 2023. Hierdie psalm wat ons gelees het, Psalm 83, is nagenoeg 1000 jaar voor Christus geskryf. Dit beteken dit is vanaand nagenoeg 3000 jaar oud. En die woorde van hierdie psalm is nog net so relevant as wat dit was in daardie dae toe Asaf dit neergepen het. Want dit was van die begin af die intensie van die duiwel om uiteindelik dit wat God goed en reg maak te verongeluk. Daarom gebruik hy sy gesandte om uiteindelik die naam van Israel van die aardbodem te wil afvee, nie omdat dit 'n volk is en omdat mense nie van die volk hou nie, maar omdat hierdie volk God se naam dra, omdat hierdie volk God se volk is. Daar is besig om iets te broei in die Midde-Ooste, my liewe broeders en susters. In die afgelope dekades kan ons sien dit is 'n kookpot wat net wag om te ontplof. Daar word dikwels verslae deur die joernaliste, deur die media aan ons gebring en ons vertel nou die verhaal van 7 Oktober 2023. Dit is by hierdie geleentheid wat daar uit die Gaza-strook uit nagenoeg beweer hulle meer as 3000 missiele binne 4 ure op Israel afgevuur is. Dit het hulle onkant gevang. Daar het magte deur Gaza se mure gebreek om uiteindelik Israel se gebied binne te dring. In die suidelike deel van Israel
is daar mense ontvoer, soldate doodgemaak of ontvoer, 'n massamoord het plaasgevind. Daar was selfs 'n musiekfees, waar daar 250 nagenoeg mense geneem is, en uiteindelik ontvoer is Gaza binne. Daardie dag het 1200 Israelies hulle lewe verloor. Daar was skade aan huise, aan voertuie, aan infrastruktuur, soos hulle mortiere op hulle afgevuur het en met gewere, dodelike gewere, uiteindelik Israel se grondgebied binne gedring het. Dit het natuurlik geeskaleer. Hamas, wat beteken geweld, hierdie terroriste groep, het uiteindelik nog mense probeer om die lewe bring, en Israel het daarop gereageer. En van die proksies, die prokture, het verder aangesluit by Hamas, onder andere Hezbollah of die Houthis, om uiteindelik same poging aan te wend om Israel te vernietig. Vanaf 16 Oktober tot 31 Oktober 2023 het Iran direk betrokke geraak. U sien, toe Israel reageer, toe vuur Iran ballistiese missiele op Israel af. En Israel het daar ook op gereageer met 'n operasie Swords of Iron. Hulle het meer as 300.000 infanteristiese soldate gemobiliseer om uiteindelik 'n terugaanval in Gaza te loods. En nou ken u en weet u wat daar gebeur het, en 'n breër streek is ook ingetrek tot hierdie oorlog. Daar was mense, my liewe broeders en susters, wat hulle lewe verloor het. Die grense is afgesny, en interessant genoeg, Egipte het nie hulle grense oopgemaak nie. Want hulle weet dat as hierdie terroriste in hulle landgebied inkom, is dit net 'n nuwe front waar daar oorlog gevoer sal word. Die Iranese missielaanvalle op Israel was geweldig en groot. Daar word beweer dat die projektiele wat heen en weer vanaf 7 Oktober tot vanaand afgevuur word, nou al meer as 32.000 is, waarvan 500 van hulle ballistiese missiele van Iran se kant af is. Iran wat hulle proksies voer met geld en voer met missiele om uiteindelik op 'n indirekte manier Israel aan te val. Maar nou weet ons, dit is nie meer indirek vanaand nie. Iran het oorgegaan om Israel direk aan te val, waarop Israel natuurlik nou al reageer het. Israel beweer dat met hulle Iron Dome en hulle David Sling, dat hulle nagenoeg 90% van alle missiele wat op hulle afgevuur word, afweer. Dat dit nie deurdring tot hulle grondgebied nie, maar 10% van daardie missiele kom nog steeds deur. En is hierdie land getuister deur oorlog, deur moeilike, droewige omstandighede. Nou het u gehoor van 28 Februarie 2026. En die Amerikaners is nou betrokke, en hulle noem hulle operasie in Iran as Epic Fury. Op 28 Februarie 2026 om 1:15 is daar 'n aanval geloods, en die VSA het betrokke geraak om Israel te ondersteun teen Iran. Groot lugaanvalle is geloods en missielbasisse is getref, en hulle het hierdie operasie voortgesit deur van die skepe van Iran aan te val. En nou begin ons die skok van hierdie oorlog beleef, soos u hoor, dat die brandstofprys is besig om te klim en die dieselprys is besig om te klim, want dit wat ook daar gebeur, affekteer ons hier aan die suidpunt van Afrika. Maar sekerlik die grootste insident van hierdie operasie Epic Fury is dat Ayatollah Khomeini, die supreme leader, soos hulle hom noem, van Iran, op die eerste dag dood is. En het dit die wêreld skokgolwe ingestuur
van hierdie wêreldleier wat dood is, deur hierdie bomaanvalle van die FSA en die Israeli weermag. En word hulle nou besig gehou om te skarrel, om uiteindelik nuwe leiers aan te stel, en ons weet daar's al 'n nuwe leier aangestel, maar hy maak nie sy openbare verskyning nie, en dit bring die onstabiliteit van hierdie land net nog meer na die voorgrond, en bring die wêreld net nog meer in 'n raaisel, in 'n vraagstuk oor dit wat moet gebeur, en dit wat in die toekoms lê. U sien, die FSA en die Israeli weermag het 'n doel, en dit is om hierdie islamitiese revolusionêre regering van hulle troon af te stoot, dat daar 'n nuwe regering moet kom. Op 19 Maart 2026, ons praat van hierdie week wat verby is die grootste aanval nog geloods. Daar is nou al 7000 teikens getref, 100 Iranese skepe vernietig, en hulle infrastruktuur en hulle militêre kapasiteit is groot skade aan gedoen. Dit is die slag van Amerika om die Iranese regering uiteindelik te vernietig. Maar Iran het, verskoon tog, die Israelies het ook hulle eie plan, en dit is operasie Rising Lion. Nadat hulle aanvanklik Hamas probeer beteël het, en hierdie ekstremiste, hierdie islamitiese ekstremiste, die hok probeer slaan het toe op hulle uiteindelik in Hamas afgehok, het daar nuwe proxy oorloë begin, byvoorbeeld in Libanon, ook teen Hezbollah, wat deur Iran gefinansier en ondersteun word. En het hulle op 13 Junie 2025 begin om met hierdie presisieaanvalle kernwapens te probeer vernietig, en hulle kernwapenprogram Iransin. Daar was gerugte gewees van hierdie basterbunkerbomme wat hulle probeer het om uiteindelik hulle kernaanlegte te vernietig, en as u die nuus dopgehou het, dan sal u daarvan op hoogte wees. Soos die FSA tans primêr besig is in Iran, so is die Israeli weermag primêr besig in Libanon met Hezbollah. Daar is ander proxyfronte wat hulle ook nog probeer onder beheer bring. Iran het meer as 550 ballistiese missiele nou al reeds afgevuur, en meer as 1000 hommels, dit is drones, afgevuur. 24 Israelies het al hulle lewe verloor. Hulle word hoofsaaklik beskerm deur hierdie Iron Dome van hulle, maar daar is nog steeds 592 gewondes, wat alreeds baie van hulle ook in kritieke omstandighede hulle self bevind in hospitale en so meer, wat die getal vanaand nou met die aanvanklike oorlog teen Israel vanaand nou al 3343 gewondes en 32 Israelies wat hulle lewe al verloor het. Ek is nie hier vanaand om vir u een of ander media verslag te gee nie. Ek gee vir u 'n vinnige oorsig om ons uiteindelik te bring by die punt waar ons Bybelse profeseë kan bestudeer, om te sien wat hierna moet gebeur. Dit het geeskaleer vanaf 7 Oktober 2023. Dit is besig om na klimaks te werk, maar ons moet stil staan by wat God se woord leer. Jy sien, want uiteindelik die vyande van Israel se hart en begeerte is presies dit wat ons teks van oordenking sê: kom, laat ons hulle vernietig, dat hulle geen volk meer is nie, sodat aan die naam van Israel nie meer gedink kan word nie. En hoe kan ons nou vanaand sê dat Iran is deel van hierdie komplot teen Israel? Hoe kan ons met sekerheid dit sê? Jy sien, die Bybel het dit lank reeds voorspel, dat Iran aan die voorgrond gaan wees, om uiteindelik Israel te vernietig. Jy het al gehoor van die profeseë van Esegiel 38 en 39. Let op die konteks wat hier vir ons gestel word. En aan die einde van die jare. Vers 8 en vers 16. Aan die einde van die dae sal dit wees. Dit is die Bybel wat dit vir ons leer,
dat daar aan die einde van die dae 'n groot oorlog sal kom en Iran sal daarby betrokke wees. Wanneer sal dit wees? Wel, Esegiel 38 vers 12 en vers 11 sê vir ons, dit sal wees wanneer die land Israel oop lê, wanneer die mense rustig lewe, wanneer die stede nie meer mure het nie, wanneer Israel versamel is uit die nasies en wanneer die pynhope reeds bewoon is. Nou dra ons kennis van die onafhanklikheid van Israel en dat hulle staat geword het op 14 Mei 1948. Maar die Bybel sê vir ons dat daar 'n hele paar lande hierby betrokke sal wees. Maar die eerste land wat pertinent genoem word aan die voortou is van die inval teen Israel is Iran. U sien, die Bybel sê vir ons daar in Esegiel 38 dat die Perse die land sal wees wat Israel binneval. En as jy gewonder het, dan weet ons, die geskiedenis leer vir ons dat Iran se naam was vroeër Perse of die Persiese Ryk. Dit is in 1935 alreeds verander van Persië na Iran. Hier vind ons in die Bybel 'n profesie wat 2650 jaar na genoeg neergepen is en Iran word genoem aan die voortou van die lande wat Israel wil vernietig. Dan lees jy daar in Esegiel 38 en 39 dat hulle die land sal binnekom en dit soos 'n onweerswolk oordek. Dat hulle Israel sal wil vernietig en gelykvee, platvee met die aarde. Dit is hulle modus operandi, dit is wat in hulle hart broei. Jy sien, as jy nou gaan lees wat sê Esegiel 35, dan gaan jy sien die nageslag van Esau het 'n ewige haat vir Israel. Daarom broei dit ook in hulle hart in die Midde-Ooste om weg te doen met hierdie volk Israel. Jy sien, alhoewel hulle Israel van die aardbodem wil afvee, is hulle eintlik teen God gekant. Wanneer ons Openbaring 16 vers 14 gaan lees en bestudeer, dit praat nou natuurlik van 'n ander oorlog aan die einde van die dae, dan sien ons daar gebeur iets. Ons sien dat bose geeste uitgaan, bose demoniese magte uitgaan om die konings van die aarde te versamel vir oorlog. Dan kan ons met vrymoedigheid sê, wie werk in die hart van hierdie heidense nasies om teen Israel op te trek? Wie beweeg hulle? Wie dryf hulle? U sien, omdat hulle uiteindelik wil wegdoen met God. Wil hulle wegdoen met die volk wat sy naam dra, want die Bybel leer vir ons dat God het nog 'n plan met hierdie volk. En hoe beter as om dit vroegtydig in die wiele te ry. Hulle wil wegdoen met God, daarom word God vandag uit die parlemente gedryf, uit die besigheidswêreld, uit die skole, uiteindelik uit die skepingsleer uit self. Maar nou is die vraag, my liewe broeders en susters, is hierdie oorlog wat ons nou van lees in die koerante en in die media besigtig, is dit die Esegiel 38 en 39 oorlog? Want dit is wat mense vra. Hulle wonder hieroor, is dit nou alreeds daardie oorlog? Dan moet ons nou konteks skep en na Bybelse profeseë gaan om die antwoord hiervan te kry. Mense vra, dominee, is dit wat nou gebeur, die aanloop van hierdie oorlog? Die Esegiel 38-39 oorlog? Is dit wat gebeur nou daar alreeds dit? Waar bevind ons onsself vanaand? Wel, ek wil begin deur te sê, ons bevind ons presies waar Jesus hier gesê het ons sal wees. In Matteus 24 vers 6 lees ons, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind,
Maar dit is nog nie die einde nie. Dit wat tans in die wêreld gebeur, Rusland wat die Oekraïne binneval, die Amerikas wat uiteindelik hulle vizier op Iran rig vir hulle kernwapenprogram, die Israelis wat Hamas aanval en Hezbollah die terroriste aanval, of dit is die konflik in Noord-Pakistan of in Noord-Indië tussen Indië en Pakistan, of dit is die Abu Sayyaf rebelle in die Filipynse eilande, of dit is Boko Haram, of watter oorlog dit ook al mag wees. Dit is alles deel van hierdie aanloop tot die einde van oorloë en gerugte van oorloë. Om uiteindelik by die einde uit te kom, moet ons verder lees in Matteus 24, want wanneer jy daar gaan lees, gaan daar iets spesifiek gebeur dat die einde begin. Matteus 24 vers 14 kondig vir ons die einde aan. Wanneer jy daar lees dat die evangelie oor die ganse mensdom verkondig gaan word, en dan hierdie spesifieke woorde, en dan sal die einde kom. Maar hierdie woorde dat die evangelie oor die ganse mensdom verkondig word, staan in verband met ander tekste van die Bybel. Dit staan in verband met tekste wat juis handel oor die vervulling van die tye van die nasies, wanneer die evangelie uitgegaan het tot aan die eindhoeke van die wêreld, wanneer die vrug van die heidense nasies ingesamel is, dan sal die einde kom, sê Matteus 24 vir ons. Die einde is 'n tydperk wat die Here Jesus noem die groot verdrukking, wanneer die gruwel van die verwoesting, soos Daniël 9 vers 27 hom noem, 'n sterk verbond sal sluit. Daarom meen eskatoloë, mense wat 'n studie doen oor die laaste dae, dat Esegiel 38 en 39 iewers by die aanvang of ten minste in die eerste deel van die 7 jaar van groot verdrukking sal wees, want dit moet 'n tyd wees wanneer Israel in veiligheid woon. En ons weet dat daar 'n wêreldleier gaan kom wat vir Israel veiligheid bring. Daarom, my liewe broeders en susters, as jy jou vanaand net 'n bietjie wil posisioneer van dit wat tans in die Midde-Ooste aangaan, dan is daar onrustigheid. Daar is nie vrede nie. Daar is nie veiligheid nie. Maar daar gaan 'n uur kom wanneer hulle uitroep vrede en veiligheid, en dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Dit sê 1 Tessalonisense 5 vers 3 vir ons. Wanneer daar uiteindelik rustigheid in die Midde-Ooste kom. Daarom moet u luister na Bybelse profeseë. Ons is nog nie by die einde nie. Maar u moet dit nie verkeerd verstaan nie. Want wat die Here Jesus juis hier sê, alhoewel hy sê dit is nog nie die einde nie, sê hy daardeur dat dit die bewyse is dat die einde op hande is. Dat die einde enige oomblik kan kom. En dit is waarvoor 'n mens wakker moet wees. Dit is waarvoor 'n mens op die uitkyk moet wees, want die wêreldtoneel is besig om reggeskuif te word vir die in ontvangsname van hierdie diaboliese man wat sy verskyning aan die einde van die dae gaan maak, die anti-Christus, soos Johannes hom noem in 1 Johannes 2 vers 18. Hierdie gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël. En al hierdie dinge is 'n aanloop, maar dit is nog nie die einde nie. Maar dit is die bewys dat die einde op hande is. Dit bring ons, my liewe broeders en susters, by die vraag wat ons vanaand moet antwoord. Iran het 'n plan met Israel. En dit is om hulle te vernietig. Dit is om hulle van die aardbodem af te vee. En hulle doen alles in hulle vermoë om te werk na daardie doel toe. Soos die Bybel dit lank reeds voorspel het. Maar wie kan die raad van God verydel? Wie kan die plan van God van spoor afbring?
Want God het 'n plan met hierdie volk, met hierdie nasie. Ja, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. Dit lyk dalk nou asof dit misluk het, maar God het 'n plan met hulle en sal van hulle 'n voorwerp maak tot sy eer. Het God dan sy volk verstoot? Nee, stellig nie. Sê Romeine 11 vers 1. U sien, God het beloftes gemaak oor hierdie volk, soos dit gaan met klei in die hand van die pottebakker. God het beloof dat hy hierdie volk sal herstel. God het beloof dat hy hierdie volk sal neem vir sy rekening om aan die einde van die dae van hulle 'n voorwerp te maak wat eer op sy naam bring. Ons het baie profeseë in die Ou Testament en in die Nuwe Testament om dit te bewys. Ons hoef nie te ver te gaan soek nie. Ons gaan na Esegiel 36, net voordat 'n mens lees van die Esegiel 38-39 oorlog, waar Iran aan die voorgrond gaan wees, lees ons daar van hierdie beloftes dat God sy volk sal herstel. En ek sal julle uit die nasies gaan haal, en julle uit al die lande bymekaar laat kom, en ek sal julle in julle land bring. Dan sal ek skoon water op julle giet, sodat julle rein kan word. Van al jul onreinhede en van al jul drekgode sal ek julle reinig. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. En dan die laaste woorde van vers 28. En julle sal woon in die land wat ek aan julle vaders gegee het, en julle sal vir my 'n volk, en ek sal vir julle 'n God wees. Hier is die belofte, dat al lyk dit nou of Israel ver weg van God gedwaal het, hy sal hulle bymekaar maak. Hy sal hulle bymekaar bring in hulle land. Dit is reeds besig om te gebeur. My liewe broeders en susters, u moet dit in oënskou neem vanaand, dat dit wat nie waar was vir 1800 jaar is vanaand waar. Dat hierdie volk het nie hulle eie tuiste gehad nie. Dit is vanaand waar. Hulle het hulle eie tuiste. Dit wat vir 2500 jaar nie waar was nie, is vanaand waar. Hierdie volk het hulle eie selfstandige regering. Vir 2500 jaar was dit nie waar nie. Vanaand is dit waar. Kan jy sien, die tyd is besig om sy laaste tik te slaan. Die uurglas van God is besig om uit te loop. Jy vind soortgelyke tekste soos hierdie in Esegiel 37, waar daar weer die belofte gemaak word, dat God hulle sal herstel, dat hy vir hulle 'n God sal wees, en hulle vir hom 'n volk. Esegiel 37 vers 21 en 23. Maar dan terwyl Paulus besig was met hierdie onderwerp, het God dan sy volk verstoot, kom hy uiteindelik in Romeine 11 vers 25 en 27. Want ek wil nie hê, broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, sodat julle nie eie wys mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het. En so sal die hele Israel gered word, soos geskrywe is, die verlosser sal uit Sion kom, en ek sal die goddelosehede van Jakob afwend, en dit is van my kant die verbond met hulle, as ek hulle sondes wegneem. Nou watter tekste verwys Paulus hier? Hy verwys na die profeseë van Esegiel, hy verwys na Jesaja, hy verwys na Jeremia, hy verwys na die profete wat gesê het dat God Israel se sonde sal wegneem en hulle vergewe. Ja, die verharding is ten dele. Hulle is nou vanaand nog in hierdie verharding. Hulle oë is nog nie oop vir die verlossing van Jesus Christus nie. Hulle soek nog 'n Messias, hulle soek hom koortsagtig.
Wanneer gaan al hierdie dinge gebeur? Dat Israel se oë gaan oopgaan, dat hulle tot bekering gaan kom. Jy sien al hierdie druk, al hierdie oorloë, al hierdie dinge wat besig is om te gebeur, is legkaartstukke wat by mekaar pas. Paulus praat daarvan dat die evangelie oor die hele wêreld verkondig gaan word. Hy sê hier in die teks wat ons gelees het, totdat die volheid, die heidense nasies ingebring sal word. Die Here Jesus het daarvan gepraat, dat die evangelie gaan uitgaan, en dan gaan die einde kom. Wanneer die volheid van die heidense nasies ingebring is, ons lees in Lukas 21 vers 24, en Jerusalem sal vertrap word deur die nasies, totdat die tye van die nasies vervul is. Kan jy sien, daar is profeseë wat praat van die tye van die nasies, daar is profeseë wat oor Israel in vervulling sal gaan. Dit is wat Daniël 10 vers 14 ons reeds opgewys het, dat God het 'n eindplan met Israel. En as jy Daniël hoofstuk 11 gaan lees, dan gaan jy sien hoe gaan dit alles uitspeel, tot op 'n man wat gaan kom. 'n Man wat Daniël dan ook noem, die gruwel van die verwoesting. Ons kan daarom met sekerheid sê, my liewe broeders en susters, dat God gaan sy plan met Israel opneem, as sy plan met die nasies klaar is. Dan sal die einde kom. Die tyd waarin ons lewe vanaand nog, my broeders en susters, is die tye van die nasies. Dis die tye waar mense nog gered kan word, waar die evangelie uitgaan na die ganse mensdom, om juis hulle by daardie plek uit te bring van vrede en rus. Israel, wat aanvanklik die objek van God se genade was, deur wie die nasies bereik moes word, nou bereik God die nasies deur die nasies. Soos Paulus aanvanklik die evangelie uitgedraai het na die nasies, en dit oorgespoel het dat mense gered kan word. Matteus 24 vers 14, hierdie teks, en hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Onthou nou wat het ons gelees in vers 6 van Matteus 24. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Dit is nog nie die einde nie. Dit wys ons as deel van die tekens van die tye, soos die legkaart saamgevoeg word. Maar dan as ons gaan kyk na wanneer en hoe dit in vervulling gaan, moet ons na Daniël 9 toe gaan vir antwoorde. U sien, want God het oor die volk Israel 70 7-talle uitgeroep. Hoor mooi wat staan daar in vers 24. 70 7-talle is oor jou volk en jou heilige stad bepaal, om die goddeloosheid te voleindig. Mag ek dit herhaal? Om die goddeloosheid te voleindig. God wil hulle ongeregtigheid vergewe, om die goddeloosheid te voleindig, en om die maat van die sonde vol te maak, en om die ongeregtigheid te versoen, en om ewige geregtigheid aan te bring, en om gesig en profeet te beseël, en om wat hoogheilig is te salf. Dit is die doel van hierdie 70 7-talle. Om dit vir ons binne perspektief te stel, dit praat van 490 jaar. Daniël hoofstuk 11 is die beskrywing van daardie 490 jaar wat oor Israel uitgeroep is. Maar dit is nie die volle prentjie nie. Daar is 'n laaste 7 jaar wat nog in detail bespreek moet word. Die laaste 7 jaar van hierdie 490 jaar, soos dit in die boek Daniël beskryf word vir ons in die boek Openbaring beskryf, in Openbaring 6 tot en met hoofstuk 18. Dit is die to be continued van Daniël 11. Dit wat in Openbaring gebeur vanaf hoofstuk 6. Kan jy onthou in Daniël 12, aan Daniël is gesê om die inhoud van die boek te verseël. En Johannes sien 'n boek wat met 7 seels verseël is. En nou gaan die seels oopgemaak word. Dit is hier die boek van die waarheid, waarin die geheimenisse oor Israel se toekoms
opgeskryf is. En wat gaan in hierdie tyd gebeur? Die laaste 7 jaar voor Jesus se wederkoms met die fokus op die volk Israel, sê vers 27 van Daniël 9, en hy, dit is hierdie gruwel van die verwoesting, sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees en wel tot aan die einde. En wat vasbesluit is sal oor wat woes is uitgestort word. Hier word nou gepraat van die laaste 7 jaar net voor Jesus se wederkoms. Dan is reeds die tye van die nasies vervul. Dan sal God sy plan met Israel weer opneem. Die laaste 7 jaar voor Jesus se wederkoms is die plan van God in aksie. As God dan sê deur Paulus se woord dat God het nie sy volk verstoot nie, dat sy oorblyfsel gered gaan word, die volk Israel, is die vraag, waar gaan dit gebeur? Dit gaan gebeur in die 7 jaar voor Jesus se wederkoms. Want dan gaan daar 'n man kom op die horison van vrede. Hy gaan kom om vrede te bring met 'n baie sterk verbond vir 7 jaar lank. Hierdie man word deur Paulus genoem die mens van sonde in 2 Tessalonisense 2 vers 3, die seun van die verderf in dieselfde vers, die teestander in vers 4, die ongeregtige in 2 Tessalonisense 2 vers 8. Johannes noem hom die anti-kris. Die prentjie van die legkaart sal nou duideliker vir u begin word. Wie verwag die Jode vanaand om te kom? Hulle Messias. Hulle verwag die verskyning van hulle verlosser, wat hulle moet vrymaak op 'n politiese grondgebied. Hulle verwag met al die stryd wat hulle het, met al die beproewinge wat hulle het, dat daar vir hulle 'n verlosser moet kom. Jesus het gesê in Johannes 5 vers 43, ek het gekom in die naam van my Vader en julle neem my nie aan nie, maar as 'n ander een in sy eie naam kom, hom sal julle aanneem. Wie is hierdie ander een? Dit is die anti-kris. Dit is hierdie man wat sy verskyning sal maak, die verwoester. Hy sal kom om uiteindelik vir Israel vrede te bring, maar iets gaan gebeur dat hierdie vrede versteur word. Iets gaan gebeur dat die volk Israel se oë sal oopgaan, en dit is wat ons lees in 2 Tessalonisense 2 vers 4. En die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding sal in die tempel staan. En wat gaan hy doen? Hy gaan voorgee dat hy God is. Hy sal daarin beweeg in die tempel van God, sal hy sit as God en voorgee dat hy God is. En by daardie oomblik sal die volk Israel se oë oopgaan. By daardie oomblik, wanneer die anti-kris, hierdie wêreldleier wat sy verskyning gaan maak in hierdie periode van 7 jaar voor Jesus se wederkoms, dan gaan die volk Israel se oë oopgaan in die middel van hierdie groot verdrukking. Hoe weet ons hulle oë gaan oopgaan? Wel, die Bybel is baie duidelik dat hierdie vrede wat oor Israel gekom het, weens die sterk verbond van die anti-kris nie meer daar sal wees nie. Want Openbaring 12 vers 6 sê vir ons, dan gaan hulle moet vlug na die woestyn toe. Hulle gaan moet vlug vir hierdie wêreldleier wat nou nie meer in vrede na hulle toe kom nie. As hierdie wêreldleier homself as God aanstel, dan sal Israel se oë oopgaan en agterkom dat Jesus Christus, die man wat 2000 jaar gelede die aarde besoek het, hy was hulle en is hulle verlosser. Hy is hulle saligmaker. Hulle sal vlug. U het al gehoor van die plek wat hulle noem Petra. Dit word maar veronderstel dat dit die plek is in die woestyn, terwyl Openbaring 12 vers 6 praat van hulle vlug sal in die woestyn wees.
U sien, die disippels het gevra, wanneer gaan u die koninkryk vir Israel weer oprig? Daardie vraag, my liewe broeders en susters, is deur Jesus Christus self beantwoord en dit het nog nie in vervulling gegaan nie. Deur Jesus antwoord hierdie vraag in Matteus 25 vers 31 wanneer hy daar sê, en wanneer die Seun van die mens in sy heerlikheid kom, dan sal hy op die troon sit. Daar gee hy die antwoord, dan sal hy op sy heerlike troon sit. Dit is die antwoord, my liewe broeders en susters. Vanaand het die wêreld mag, u wil weet, waar bevind ons onsself vanaand in die verloop van Bybelse profeseë, dan vat ek dit nou vir u saam. Ons lewe in hierdie tyd wat die Bybel sê, daar sal oorloë en gerugte van oorloë wees. Dit is wat ons beleef en dit is wat ons sien. Dit is wat Matteus 24 vers 6 vir ons sê. Op hierdie stadium is die Israeli en die troepe van die VSA in Iran. Maar daar gaan 'n dag aanbreek wanneer Iran saam met 'n Russiese mag en Arabiese lande, soos Esegiel 38 en 39 sê, hulle troepe in die grondgebied van Israel sal sit. Dis nog nie waar ons is vanaand nie. Hulle troepe is nie daar nie. Ons is nog nie by die Esegiel 38-39 oorlog nie. Ons is besig om te beweeg in 'n koers en in 'n rigting. Die evangelie gaan uit oor die ganse wêreld. En dan wanneer 'n man sy verskyning gaan maak, wanneer die evangelie die tyd van die nasies vervul is, deur Jesus se arms is vanaand tog oop en mense word genooi om in te kom. Daar is skape van 'n ander kraal wat nog gered moet word. Wie weet wanneer die laaste siel gered sal word voordat hierdie einde kom. Alles is al reeds daar, die skrif is al reeds aan die muur, alles is gereed, die bewyse is daar dat Jesus se wederkoms op hande is, die eindgebeure kan enige tyd begin. Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting waarvan gespreek is deur die profeet Daniël sien staan in die heiligdom, laat hy wat lees oplet. Want dan moet die wat in Judea is na die berge vlug. Dan sê die Here Jesus in Matteus 24 vers 21, dan sal daar groot verdrukking wees. Iewers in hierdie tyd, wanneer daar vrede in Israel gaan wees, dan sal Esegiel 38 en 39 gebeur, wanneer Iran uiteindelik sê, tot hiertoe en nie verder, saam met Rusland, saam met Turkye, saam met die Arabiese lande, as jy Esegiel 38 en 39 gaan bestudeer, dat hulle gaan sê, nou gaan ons hulle vernietig. Nou gaan ons klaar kry met Israel. Ek kon u nou vanaand lekker besig gehou het met ander komplotdenkerye, met samesweringsteorieë, met konsepte. Dis nie wat ek wil doen nie. Ek wil u net bring by daardie punt om te sien, dit wat Jesus van gepraat het, van oorloë en gerugte van oorloë, hierdie dinge is besig. Die gees van die anti-Christus, 1 Johannes 5 vers 4 sê, is al aan die werk. U is korrek as u sou dink, dit wat daar gebeur, is voorlopers vir die einddrama. U is korrek. Die wêreldtoneel is reggeskuif. Die laaste siel moet gered word. Dat die tye van die nasies vervul kan word. Het u al gehoor dat die dag van sy wederkoms verhaas kan word? Dit is wanneer daardie siele ingebring is en God sy plan met Israel kan begin weer om hulle te red. Wanneer hulle verdruk word in die groot verdrukking, sal hulle oë oopgaan en Jesus sien as hulle verlosser en saligmaker. Ek sluit af met Lukas 21 vers 36. Waak dan en bid altyd deur,
sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan. My liewe broeder, my liewe suster, as jy sien waar ons trek op Bybelse profeseë, op die kalender van God, dit wat vir duisende jare nie waar was nie, is vanaand waar, dan moet jy jouself reinig, soos hy rein is. Dan moet jy vir die Here vra, Here, was my skoon, dat ek gereed kan wees, as U ons kom haal. Maar as hier iemand vanaand is, wat hoor dat die einde op hande is, en jy lewe in vrees, jy lewe in angs, daar's 'n koue vrees wat jou beetpak, as jy net dink die einde kan enige oomblik kom, en dan sal die einde kom, dan is daar vanaand nog vir jou genade, daar is vanaand nog vir jou kans om jou saak met God reg te maak. Wat maak dit saak wat in die Midde-Ooste gebeur, maar jou siel is nie gered nie? Wat maak dit saak dat daar bomdreunings in Israel gehoor word en daar word missiele op hulle afgevuur? Wat maak al hierdie dinge saak en aan jou siel lê jy skade? My liewe vriend, die evangelie van Christus gaan vanaand nog uit om 'n kroos in te samel. En jy kan deel wees daarvan. Vir ons, wat die profetiese woord dophou, ons bid vir die vrede van Jerusalem. Ons vertrou die Here, dat hy sy plan met hierdie volk sal tot uitvoering bring, want ons gaan saam met hulle as konings en priesters regeer 1000 jaar lank, sê die Bybel. Mag die Here ons help, mag die Here ons oë oopmaak vir waar ons is. Mag ek afsluit met die gedagte wat Paulus sê, om nie gou verskrik te word of julle verstand te verloor, asof die dag van Christus al daar is. Hy skryf dit aan die tweede brief van Tessalonisense. Wanneer 'n mens hoor van hierdie oorloë en gerugte van oorloë, dan is dit asof mense op wankelbare grond begin staan. Hulle begin vreesagtig raak, hulle begin bang raak. Is ons nie dalk nou al daar nie? Die Bybel sê, moenie gou julle verstand verloor, asof die dag van Christus al daar is nie. Daar is eers sekere dinge wat moet gebeur, maar dit alles wys ons op die begin van die einde, die begin van die smarte. Hier sal opstaan tot die stryd, hy sal sy haters ver en wyd, laat wegvlug voor sy oë. Hoog die mense trots mag gaan, hy sal geen oomblik kan bestaan, voor God se alvermoë. As hy hier in mag verskyn, sal ons soos rook en damp verdwyn, deur stormwind voortgedrewe, soos was wat smelt voor het en vuur, het almal voor Gods glans en duur, wat goddelooslik lewe. Ons prys U hier in sang